Ek bedoel met die prys van daai hoekies en die stroppe en goed, as jy net een baber gevang het of jy het hom nog gemis of jy het nie 'n byt gekry nie, dan is R55 'n strop nogal wat. Okay. Ag, maar dit is ek op die einde van die dag die regte ding. Maar Dad Pop, kom ons gesels nou rondom die Marries. Ek sien ook 'n paar regtig dik Marries op hierdie stadium uit. Is dit oral omval of is dit maar net sekere venues? Voer gewys, daar's niks spesiaal of spesifiek wat ek doen oor voerverandering nie. Meeste mense weet maar hoe ek my voer hengel, dit is. Welcome to another episode of the original podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Okay, welkom terug by nog 'n episode van the original podcast. Ons is vanaand vir julle 'n lekker propvol episode wat vir julle voorlê. Ek is nog nie heeltemal seker hoe dit gaan verloop nie, want ons beplan hierdie goed regtig net so last minute. Dit is 'n bietjie van 'n discussion en dan kyk ons net waar die conversation ons deurvat. Maar soos julle kan sien, die view vanaand lyk 'n bietjie anderste. Ons het bietjie iets nuuts getraai vanaand. Die eerste traaislag het nie gewerk nie. Dus ek my pa, wat kom ons gaan maar na plan B toe. Ons het altyd geweet ons het daar 'n plan B. So vanaand wil ek sommer net vir Dad en vir Larry sommer saam verwelkom. Welkom by die original podcast, Dad. Thank you, Sakkie. Ja, is baie lekker. Ek kan nou nie sê hy gaan saam my whisky drink nie, maar ek het my whisky uit sy Coke. En ja, ons sal sy Coke seker meer kere optop as my whisky. Wel, dis gelukkig veiligheid eerste. Hy het tog 'n paadjie om huis te ry, so ek dink dit is 'n wyse besluit om te neem. Nie ek of pa hou vanaand ry nie, so dis ek om ons maar die mense sien altyd ons drink 'n whisky, maar ons is daarom by die huis. So ons kan by die huis rustig 'n whisky drink en dit geniet. Larry, welkom terug by die podcast. Long time no see. Ja, baie dankie Sakkie. Ja nee, skoon Coke. Ek moet nog die bakkie uit die erf uit kry sonder om 'n boot saam te sleep. So. Ja, my partner het vir my voordat ons begin die kort verduidelik. Ons het 'n hek voor en 'n hek agter, so Grietjie die boot staan agter en Larry moes nou waar ons so deur gesneek het om die bakkie deur te kry om binne te parkeer. So die boot is klaar uitgetrek vir die naweek. Ready vir die naweek. Maar ja, so dis maar altyd ek het altyd gedink is 'n toets om te sien as die ou 'n dop of twee gedrink het, as hy nog by die hek agter kan uitgaan, dink ek sy fyn om by die huis uit te kom, maar hy is redelik nou. Die boot het, kan ek vir mense sê, het minder as 'n sentimeter aan elke kant van die hek speling. So dis snaaks genoeg om hom in te reverse is maklik. Jy vat hom eerste poging. Ek gaan nooit vorentoe dink, reverse hom in en dis dit. Maar die uitgang, my genade, dit kan my rukkie vat hoor. En is dit snaaks, want mense sal dink dat die vorentoe ry makliker is as die agtertoe ry, die reverse. Nee, glad nie. Ek sweer dit is, ek verstaan dit nie, ek kan dit nie verduidelik nie, maar gaan draai dit. Dis rarig, dis 'n mission. Dan as jy daai 2 mm te ver links of te ver regs. Nou my boot, hele trailer 2 mm te skuif. Ag, is 'n mission. As skuif hom bietjie oor die kant toe, dan sy 11 mm die kant toe, dan sy 2 te klein, dan nee, gaan dit weer so aan en aan. Maar dis maar my pyne. Ek sal nou laat die boot by die huis staan, sal ons nou die hek groter maak. Ja, dit sal vir julle 'n bietjie makliker maak. Maar alright, luister gou vir die members, vir die luisteraars by die huis. Ons gaan nou by Paul gaan die naweek hulle eerste bootkompetisie van die nuwe seisoen, as ek dit so kan stel, na die winter. So ek dink ons het al met 'n paar ouens gepraat, hulle almal is redelik opgewonde en paraat om dit aan te gaan vat. Ek en my pa beplan om 'n episode te doen oor die boothengel. Ek is nie seker of ek dit wil maak as 'n gewone episode of ek 'n addisionele episode net 1 week wil plaas waar ons oor die boothengel gesels. En ons weet gewoonlik is dit 'n episode wat 'n baie klein hoeveelheid van julle graag baie inligting van wil hê. So ek dink ek en my pa kan dalk een of ander tyd volgende week 'n ekstra episode rekord en hom insit sommer net op 'n Vrydag of op 'n Saterdag. Of alternatiefelik gaan ek kom as ek sien die episode het regtig mooi uitgekom, gaan ek kom as ons hoof episode doen. So ja, as julle een van daai episodes wil hê waar ons in die boothengel gesels, laat weet vir ons in die comments onder, wat wil julle weet? Ons sal definitief weer 'n bietjie gesels rondom die ankers, oor die nette, oor
ons sommer net weer 'n algemene discussie doen. Ons het regtig lank terug 'n episode gedoen rondom die boot. So vir die ouens wat die nuwe luisteraars, ons het 'n klomp nuwe luisteraars gekry vandat ons daai episode gedoen het. So ek dink dit sal sommer net weer 'n bietjie lekker wees om 'n bietjie van 'n recap episode te doen. En dan Annelies, yes dad. Ek wil vinnig net vir mense sê, in daai episode, ek gaan kyk die naweek. Ek weet nie hoe laat Steven daar gaan by die dam gaan opdaag nie. As hy vroeg genoeg is en ons het tyd en die weer speel saam, dan wil ek graag kyk of ek Saterdag of anders gaan ek kyk dalk Sondag laat ek en Steven en Ma gou op die boot gaan en die hele ankerproses verfilm. Ek kry letterlik ek kry regtig baie mense wat my bel en elke keer dan verduidelik ek nou vir almal van my blou tou en my rooi tou en my die en daai en wat ook al. So ek wil graag gaan en sê right, okay, kom ons gaan op en ons gaan verfilm die hele proses van start to finish. Doen ons en dan verfilm ons dit en dan gee ons dit vir die mense wat wil hê. Kan ons dit vir hulle opbou. En ons het vir Steven Nel nodig want Steven Nel moet die ankers optel. Ja, ek gaan stuur, maar gaan film en Steven gaan gooi. Gaan die ankers. Hy gaan gooi. En dis nie 'n dop nie. Ja. Alright, en dan derde ons het doppe soos lerm. Dis skoon doppe. Ja. Net en dan het ons het hierdie week nou regtig interessante nuus of goeie nuus of happy nuus vir my. Ek dink ek sê uiteindelik is ek klaar met die website. So die website is uiteindelik live. Na klomp ure agter hierdie rekenaar dink ek is finaal nou happy met hom. Daar's nog steeds 'n paar goed waarop ons gaan werk soos wat die episode is aangaan en goed soos dit. Maar ek dink die mainframe van die website is gedoen. Ek is happy met alles. Soos ek sê, ons gaan definitief nog goed bylas en daar gaan kort gaan daar nuwe goed op die website kom. Van die afdelings is nog nie klaar nie. Byvoorbeeld die Keats Corner Keats Counter waarvan ek nou al gepraat het op vorige episodes van foto's. Ek voel net nou ek het genoeg foto's om daai ding oop te maak nie. So julle sal sien die tab en die goed is daar om te gaan kyk waar dit gaan wees, maar ek wag nog steeds vir julle e-mails om deur te kom. Ek het hierdie week per toeval het ek agtergekom dat ek eintlik al 'n klompie e-mails ontvang wat ek nie gekry het nie. Vir een of ander rede het Gmail dit deurgesit as spam. Okay. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Ek dink as gevolg van die feit dat hulle van 'n link afgewerk het of ietsie soos dit. En ek het nog nooit gaan kyk na die spambox nie. Toe ek nou gister of eergister net die spam wil gaan skoonmaak het, toe sien ek hier sit 'n klomp e-mails. So as ek nog nie een van julle e-mails gereply het nie, is net dit het nie deurgekom na my inbox toe nie. So dit sal my seker net maar 'n rukkie vat om net 'n bietjie deur van daai goed te werk net vir julle terug te reply. So ek kom na julle toe. So die website se adres, voordat ek vergeet dit, ek sien Paul wil dit sê, maar voordat ek vergeet, die website se adres is www.originalpodcast.co.za. Straightforward, easy, maklik. Originalpodcast.co.za, daar gaan hy. So as julle 'n bietjie tyd het, gaan gooi 'n bietjie 'n kykie daarso, gaan deur dit. Julle sal sien daar's meer as net die homepage. Julle kan bo op die menu gaan klik, sal julle sien ek het al die gaste het ek daar, so julle kan op die gaste gesig, as julle die gaste foto sien, kan julle op die gaste foto klik en hy gaan direk deur na YouTube toe, na daai episode toe. Daar's 'n hele ding van al die episodes. Ek het 'n bladsy gemaak met al Original Mutie se produkte. Dis nog nie al die produkte nie. Dit vat lank. Dit vat ontsettend lank. So ek is nog nie klaar met al die produkte nie, maar ek het 'n klompie van die Muties, klompie van die Boldips, die lotion pumps, die sprays, al daai goed is klaar op. Ja, en dan al die e-mails adresse. Hy wag net vir sy pa tog nie al die foto's geneem nie. Ja, hulle gaan Gallivant in die Kaap rond terwyl ek beter kolle sit en wag vir foto's. Gallivant hulle in die Kaap rond en dan gaan drink wyn hierso en ek wil net gou vir mense sê dat hulle het nou wel Sakkie sê nou wel hy het goeie nuus en dit is nou dat die website live is. Ek het nou regtig gedink hy gaan sê hy het goeie nuus. Hy het sy eerste huweliksjaar survive en dit is op waar. Sondag was hulle herdenking. So well done Sakkie en
ek sê net ek kan nie glo dis 'n jaar terug wat ek in Vietnam was nie. Maar ja, dit is 'n jaar wat verby is en ons wag nog steeds. Maar ja, ons sal maar rustig wag. Wag Ek al kan die dit nie- studies verbygaan en Ek kan net nie glo dat my oë nie meer so mooi blou was soos Paas in die afgelope jaar met hierdie laat episodes rekord nie. Ek dink sy was baie vrygewig geweest wat dit betref het dat die houe het nie gevlieg nie. As ek 1 uur half 2 uur so kan daar sou by die bed inkruip en sy daarom nog sê, was dit okay? Nou nie in Afrikaans nie, maar vra sy net of dit okay. So dit is lekker om te weet dat ons het daar ondersteuning ook met die podcast. Maar ja, dankie Dan. Ek dink dit is 'n mylpaal wat ons na uitgekyk het na. So nou is dit maar hopelik nog 'n donkie jare wat voor lê vir ons. ja. Dan ja. Wel dan, Sakkie. Alright, so kom ons gaan terug na die hengelding toe. Ons het nou genoeg gepraat rondom dit. Onthou die website. Ek gaan weer eens sê onthou die website. En as julle hierdie video's geniet, gooi vir ons 'n like en 'n subscribe. Ek sien daai subscribe dingetjie gaan op. So dis regtig lekker en as julle nog nie na die membership gekyk het nie, nou kan ek julle stuur na die website toe julle kan gaan kyk op die website. Sal daar's aan die onderkant is daar ding vir die members, dan kan julle daar gaan kyk. Hoe dit lyk. Ek sal in die toekoms, ek dink binne die volgende week of 2 gaan ek 'n bietjie van 'n video opsit om vir julle te wys hoe die video's is wat ons vir die members opsit, wat almal van julle kan gaan kyk. Net dat julle kan sien wat se inligting ons vir julle gee. Dis maar net 'n klein lekker videoetjie waar ons nog 'n bietjie chat. Maar nou ja, alright, meneer Lerm, jy het uiteindelik weer 'n bietjie besluit om die visvang ding. Ek hoor ten minste 'n bietjie meer. Moes dit so ek hoor daarom so 'n bietjie meer dat jy gaan visvang as wat ek gehoor het in die laaste rukkie. Ons wil graag gesels rondom die muddies wat deesdae uitkom in Valdam. Ek dink dis 'n topic wat op almal se lippe is. Ek sien daar's 2 goed wat ek dink op die mense se lippe is. Dis die groot muddies en dan sien ek die reismuurstroppe word gelaai teen die spoed van weerlig. Ek sien die ouens post video's daarso van emmers en emmers se reismure wat op lyne en op hoekies gehak word by die stadion. Ja, Sakkie teen ek dink R55 'n strop. Dis omtrent die going rate op die stadium. En ek dink daar's 'n paar manne wat 'n paar stroppe gaan hê. Ek weet nou net nie. Ek het 'n vraagie wat ek nou maar nog net het en ek het nog niemand dit gevra nie. Ek sal nou maar hierso vra. Kan ek afslag kry as ek my eie strop gee? Want anders gaan ek later 'n pophuis vol strop hê. Want ek het nie reismure nie. So een of ander tyd gaan 'n ou moet 'n refill kan maak. En sê hoorie, so ek gee vir jou. So dit Coca-Cola gemaak het met die glasbottels. Ja, Jy bring die glasbottel terug, ons gee vir jou bring die glasbottel terug, ons gee vir jou R2. Never mind, ek dink bier werk nou nog so van daai groot bottels bier. 'n kwarte. Ek dink daai goed werk nou nog so dat jy vat jou bottels terug en jy kry darm 'n paar rand afslag. Ek bedoel met die prys van daai hoekies en die stroppe en goed, as jy net een baber gevang het of jy het hom nog gemis of jy het nie 'n byt gekry nie, dan is R55 'n strop nogal wild. So ek glo seker R40 is die strop en net R10 die mure. So dis andersom. Kom seker andersom op die stadion. Kom ons hoor wie gaan vir ons reageer oor wat is die waarde van die strop en wat is die waarde van die mure? Ek dink ons moet 'n kuponstelsel hê waar jy daai ding kan terugbring. Sê vir my Lerm, is jy een van die ouens wat hou van reismure hengel? Sakkie, weet jy, nee, ek dra nie veel kennis van dit nie en dis nie sommer iets wat ek doen nie, maar ek kan vir jou noem, ons het hierdie naweek vind ons eerste been van die Sentraal Gauteng Liga plaas by Leeuplaas. Hierdie komende Saterdag en ek weet hierdie episode gaan nou eers volgende week uit, so dit is Nee, hy gaan môre uit. Hy gaan môre uit. Ja. Nou skielik zip hy so. Ek sê nee, ek grap, nee, joke. Nee, Lerm, hier gaan definitief weer volgende week uit. Nee, ek hoor maar net hulle sê die pad is rof soontoe. Dis al wat ek eintlik wou sê. Nee, weet jy wat Sakkie en die inligting wat ons gekry het oor ouens wat hierdie naweek daar gehengel het.
Definitief meer na die linkerkant toe, definitief die reismiere storie. En ek het gehoor daar's 2 sakke, een van 12 babers vir 38 kilos en die ander een was 10 babers vir 40 kilos. So definitief gelyk het my die babers is weer aan die gang. Die afgelope naweek het ons klapkomp gehad by Steins. En daar onder andere daar het 'n 10 kg baber uitgekom, daar het 'n 14 kg baber uitgekom. Ek kan nie pertinent sê op wat dit gevang was nie, maar definitief soos jy sê, die ouens begin nou al hoe meer en meer kyk daarna en dit raak nou maar daai tyd van die jaar en dit lyk vir my hulle wil eet. Ek het vandag gehoor toe sê Gideon vir my, laat Klein Smiddy. Toe sê ek maar Klein Smiddy dink ek is groter as Groot Smiddy. Ek dink hy bedoel Jong Smiddy het is een van die ouens wat iets soos 10 babers 48 kilos of 10 babers 40 kilos gehad het met die mure by Leeuplaas die naweek wat verby is. So oom Smiddy wat nou al by ons op die podcast was en per toeval ek wil net vir hom ook sommer sê terwyl ek daaraan dink, Sakkie. Baie sterkte, hy het 'n hartaanval gehad en hulle het met hom in die Raas hospitaal toe gejaag verlede week en ek weet nie of is die operasie nou al gedoen nie, maar weet hulle sou stents insit en wat ook al, so whatever die situasie is, Smiddy sterkte, ek weet jy operate sterk daar uit die hospitaalkamer uit. Is laas wat ek gehoor het in alle geval dat jy's up and running en jy's live and kicking. Ja. Sterkte, ons dink aan jou en ons draai jou in ons gebede. Ja, ek dink dis nice, maar Larry, ek dink as mens dink na die reismiere ding toe, skus, ek dink nou aan Smiddy. Dit is tog dis 'n sad mens. Dis al die bekende die klomp van die bekende ouens wat nou die laaste ruk either bietjie siek geraak het of nie meer met ons is nie. Dis sommer net dis hartseer. Dis sommer net dit vang 'n mens realiteit van die lewe. En ek sê daai dag sê ek vir kleintjie is dat dinge dit raak serieus. Ek dink 'n klomp dinge wat in die lewe gebeur vang 'n mens op 'n hartnoot wat 'n mens as ek 'n jonger man was, het dit my nie so baie geplan nie, maar ek dink nou dat 'n mens bietjie begin ouer word nou vang dit jou 'n bietjie meer emosioneel. Jy dink 'n bietjie langer daar, jy worstel 'n bietjie daaroor. En dit vat jou 'n bietjie langer om daaroor te kom. As 'n jong man het 'n mens gesê, "Oké, gaan aan, dis lewe." Maar ek dink hoe ouer 'n mens word, hoe moeiliker raak dit om daai mentaliteit te hê en 'n mens dink 'n bietjie meer oor die dinge en dit is moeilik. Totdat jy by ons ouderdom kom, Sakkie. Net vinnig fees. Tot jy by ons ouderdom kom, dan weet jy dis die lewe. Nee, want dis al jou pelle, hoeveel van jou ou hengelmaats is net eenvoudig nie meer daar nie. Jy ken ons papgooiers. As ek kyk wie van die papgooiers oor is dit skrikwekkend. Met die gevolg dit is maar so in jou geval, julle is nou in die vleur van julle lewe, julle is in die groeiproses. Ons weet, hulle is besig hier langs ons om die bome so af te kap. En dit is nie altyd die lekkerste nie, maar ja, dit is so. Visvang. Maar Larry, jy praat nou van die naweek op by Leeuplaas met die mure en die goed. Ek dink jy het nou ons het nou so gemakkelijk gesê, ja, jy wil nie nou sê wat se inligting jy gehoor het van Vaaldam nie, maar ek dink as jy nou Vaaldam toe gaan sonder reismure, is jy nie in die game nie. Ek dink dis een van daai goed waar jy moet hê vir 'n backup plan. Ek sê nie noodwendig gaan daartoe met net mure en los jou deeg by die huis maar ek dink as jy Vaaldam toe gaan sonder reismure in jou voertuig, dink ek jy sit jouself op vir 'n moontlike pakslaag. Ja, ek is geneig om saam met jou te stem, Sakkie. Ek dink ou moet voorbereid wees nou vir hulle daar. Mens moet in alle tye in elk geval probeer voorbereid wees vir alles wat jou kant toe kan kom, maar definitief nou hierdie tyd van die jaar moet jy jou bes probeer om dit in die hande te kry. Sodat jy dit het, maar soos jou pa nou sê, teen R50 te strop, en as jy die eerste 3 afgooi, dan raak dit nog 'n duur. As ek 'n bietjie minder voorberei volgende keer. Yes. Maar nee, ek stem 100% saam met jou. Mens wil tog altyd jou beste gee en die beste gaan probeer daar en jy moet voorbereid wees. Absoluut. Sakkie, daar kan ek miskien net sê,
die kykers moet onthou. Ons is nou na die winter. Die moontlikheid dat daai vis op die stadium gaan goed eet soos viskoppe en daai tipe goed is altyd skraler. Wat 'n reismuur so aantreklik maak na my mening vir hulle op die stadium is die feit dat dit is daai klein asie. Dis 'n klein dingetjie maar met heavy geur en olie en alles wat daarmee saamgaan. So hy swem en hy tel die enetjie op en daai enetjie op. Hy is nog nie lus vir 'n groot karkop en 'n whatever nie. So wat die alternatief na my mening, as jy nie mure het nie, is definitief 'n tros karibas. Sit daai karibas soet in die lyn op, sit net soveel op as wat jy sou watsnaam opgesit het. Reismure opgesit het. Regtig 'n lang string karibas kan definitief werk en dan ook slangwurms. Slangwurms is definitief hoe nou? En een slangwurm. Ja, ek weet nie, ek Haak hou een slangwurm soos dit Jenkins Asie haak, ja, kom laat hy op die lyn gaan dat hy onderste rentjie net so is. Gooi daai enkele slangwurm. Net van die jaar. Ek is anderster, ek hou daarvan. Ek vat 'n strop en dan hak ek vat 4 slangwurms. Hak ek hulle al 4 so deur die saaltjie. 1 2 3 4, dan hang die 4 punte so. Vat ek die eerste een, hak ek hom weer deur die wurm, tweede een deur die wurm, derde een deur die wurm en so vleg ek hulle. So aan die einde van die dag is dit so tros, né? Ag, papi, nou spuit jy daai ding duiwelstrek en jy aan die 'n TCP as jy 2 stroppe gooi, 2 hoeke gooi. Een duiwelstrek, een skoon TCP, skoon duiwelstrek, net so. En jy tsak hom maar binne. Ek stem saam met pa, maar daai as is jy vir nie my mure het. somerasie. Daai is vir my meer 'n asie wat 'n mens later gooi. In die begin, daai een wurmpie, sommer net petit op die wurm. Ja, julle vang hierdie klein babertjies man. Ja, Hulle gelukkig, vang dis een ding wat ek kan sê, dat ek het in my junior jare het ek ten minste nog 'n paar snorre gevang. Ek dink dit was iets wat ek kan sê, dat ek het nie baie groot Kaaps gevang nie, maar ek het nou 'n snor of 6 in my lewe al gevang. Ja. Dit is iets wat ek geniet, maar ek dink op hierdie stadium, ek weet nie wie die reismure verkoop nie, maar ek dink hulle kan met hierdie episode vir ons borg, want ek dink ons bemark daai reismure nou. Ek dink maandagooggend as die hengelwinkels oopmaak, is daar nie 'n reismuur in sig nie. Nie maandag nie, donderdagoggend. Donderdag. Ja nee, na die naweek bedoel ek. Na die naweek is daar nie 'n strop op die rak. Ek dink donderdagoggend is die laaste verkoop. So ja, ek dink dis maar een van daai goed wat 'n mens nou moet hê. Ek dink die ouens wat reismure gevang het is redelik bevoorreg. Daar's baie dinge in Suid-Afrika wat ek wil wees. Maar vir die volgende seisoen waar die reismure gaan vlieg, wil ek nie 'n reismuur wees nie. Maar ek is seker van daar's vacuum cleaners gekoop. Ek dink ons is spanne gemaak. WhatsApp groups was daai eerste muur vlieg dink ek vereniging. 4x4 wêreld. Ek dink hulle kan maar 4x4 expo doen daarso daai aand. Maar Sakkie, ek dink ons gaan nou 'n serieus gesprek hier rondom die muddies. Ja, dit kom nog daar. Ons kom daar. Kom ons vat die reismure het ons net maar so 'n bietjie gevat. Nou, spring af, gesels met ons. Nee. Wat gaan ek sien ons ek pa weet meer as wat ek kan weet. Ek sien sit op hierdie kant en ek sien op Facebook sien ek daai dik muddies en dis al wat ek kan sien. Dis ook wat ek gesê het. Ek sit hier so met 'n muddy foondie so langs my. Ek hoor hulle sê die klein maddiekoppe werk ook lekker vir die babers. Maar nog nie nou nie. Nee, ek weet, wat sê dis nie. Nog nie nou nie. Ek weet nie, dis my mening. Dis bietjie later. 'n maddikop is nie my go-to nie. Is dit? Ek sal sê 'n maddikop is baie laag op my lysie van go-to koppe. 'n grasiekop nommer 1. Grasiekop nommer 1. 'n geeltjie. Geelviskop. Maar nie 'n geeltjie wat ek gevang het nie, 'n geeltjie wat al hy dryf al so, hy skop so elke 2 minute skop hy een keer. Nee. Dit gebeur kort.
Ek sê 'n geelviskoppie is definitief by my in die arsenaal. 'n Gracie is die ultimate. Gracie is nommer 1. Tweede gele. Derde sal karpie en 'n maddie wees. Ja, Maar definitief ek sukkel sal om my kapies ook op af te kap. Ja, ek ook. Maar ek weet nie hoekom nie, maar vir een of ander rede dit voel net vir my verkeerd. Dit sê vir my 'n lekker gevoel nie. 'n Maddie voel nie veel nie, gele voel nie veel nie. En 'n Gracie voel ek regtig nie veel nie. Maar 'n kapie. Ek dink regtig As jy klein kapie so vashou en hy's so mooi en jy moet nou sê nee, ek weet nie, dis vir my moeilik. Ek sukkel met dit. Iets wat ek kan sê is, ek dink dit is hoekom geelvis 'n beskermde spesies is. Dat daar genoeg groot is om kleintjies te maak, so dat daar genoeg kleintjies is dat hy nie sleg voel om sy kop af te sny. Dis like dit larm. Ek het al op die podcast gepraat daaroor. Ons het 'n kliënt in Pretoria, Fritz van Fritz Angling Paradise. Yes. En as ons ek weet nie of ons dit altyd gedoen het om hom net te terg of ons regtig gesels het daaroor nie, maar dan sal ons nou 'n geelietjie kop gegooi het, nê. Nee, yes, like dit larm dan wil daai oom sy kop verloor. Oom Fritz. Yes, like dan sê vir ons nee, laat hulle gaan. Ja, Die ordonnansie. Die ordonnansie. Ja, ons daai winkel uit, as hy oor ons gaan. Ons net geelietjies se kop af. En dan so Fritz op en af. Ja, as hy die hengel winkel uit, ons nee, laat hulle gaan. Hy's kwaad. Okay. Ag, wat is ek op die einde van die dag die regte ding. Maar Dad Pop, kom ons gesels nou rondom die Marries. Ek sien daar kom 'n paar regtig dik Marries op hierdie stadium uit. Is dit oral omval of is dit maar net sekere venues? Sakkie, weet jy, ek sou sê dit is omtrent oor Omvaldam. Daar's definitief my groter sakke wat in die Wilgrivier stelsel uitkom. So daai hele Buurman area en Riviera en Kreer en al daai plekke, die ouens wat vir maddies gaan vang hulle. En dit is mooi maddies. Dis daai 700-800 gram maddies, gaan ek sê omtrent op as 'n gemiddeld. Net so onder 1 kilo. So dis daai regte stok en hoed maddies wat ons al die jare gevang het. Vang die ouens nou weer nou met die laat stok en hoed so vol is, kan ons nie daar gaan hengel nie. Maar definitief, ja nee, ek dink Valdam wag om te ontplof. Larry, het julle by Steins klomp Marries gekry of? Yes, daar het 'n hele paar Marries uitgekom, nie noodwendig daai 40 plus sakke Marries nie, maar ek weet byvoorbeeld een dame, Nicoline, sy het 'n sak gehad van 22 vis vir 14 odd kilos en ek is redelik seker daarvan omtrent 70% van haar vis was moddervis gewees. En ons maar daai tipiese afstande wat jy loop vang, daai 55. Sy het spesifiek nou maar ek het op haar Facebook artikel gaan lees. Sy sê sy het spesifiek hulle met die maggots gekry. So dis nou nie my gunsteling ding om te doen is die maggots nie iets waarvoor ek baie lief is nie, maar dis maar soos jou pa sê, dis soos as jy leeuplaas toe gaan sonder reismure, as jy Jackie Leonard toe gaan, dan gaan jy nie sonder maggots nie. Dis nou maar daai tipe van redenasie wat hy altyd het. Maar ja, sy het hulle gekry met die maggots. So ja, hopelik is hulle ook terug in die stelsel en laat ons bietjie die ouens met die barbers kan aanvat met die Marries. Ek verstaan Piet Kleinhans het ook 'n sak maddies gevang op die ander buitepen. Korrek oom, korrek. Ek is nie 100% seker tot dusver wat hy gedoen het of wat hy gebruik het nie, maar hy het definitief ook 'n klompie mooi moddervis gevang. Ek weet ek het per toeval 'n monster moddervis geweeg van oor die 1.5 kilos. So ja, nee, hulle is daarso. Hulle is weer aan die go. Daarom nou sê vir my, jy sê maggots is nie jou go-to ding nie. Waarom? Wat sal jou redenasie wees rondom dit? Want tog weet ons 'n maggot is 'n goeie asie vir 'n maddie. Ja, jong, ek dink is maar te danke aan wat jou pa my geleer het. Hy's nie 'n groot maggot ou nie. Ons het hierso met 3 ouens wat nie van maggots hou nie. So dis 'n sensitiewe topic. Weet jy wat, ek wonder wie het ons geleer. Ja, nee, dit is die maggots het maar baie te doen dink ek met die rede as gevolg van die tempo hengel. Omdat die ouens 'n paar maddies kan vang met maggots aan die hoek. Jy weet, hulle sit dalk net een by of hulle gooi hom net so weer in
En ek dink jou pa het my nou al so geleer dat ek sukkel nie om deeg aan te sit nie. Ek kan dit baie vinnig doen. Ek glo Maddie soek die deeg en die floats natuurlik. Daar's sekere dae wat Maddie sy floats vat wat jy dit nie kan glo nie. Maar meerendeels is vir my Maddie Aas is 'n Sprite deegie. Dis wat ek my Maddies opvang. Dis waarmee ek by verre die meeste sukses gehad het om moddervis mee te vang. En ek het dit al getoets byvoorbeeld by Jackie Leonard wat ek gaan hengel pertinent 'n stok byvoorbeeld met maggots en 'n ander stok met deeg. En die stok met die maggots, hy kry vinniger buite dalk partykeer, maar hy kry meer undersized geelvis ook tussenin. Waar die stok met die deeg, hy lê dalk 'n 2 of 3 minute langer, praat ek nou maar jy kry 'n Maddie en vir een of ander rede voel dit vir my ook jy kry 'n beter size Maddie met die deeg is wat ek gedoen het met die maggots. So baie lanklaas het ek maggots gebruik, maar ek weet as hy elite opkom by Jackie Leonard, daai tipe area, dan sal ek maar altyd sorg dat ek 'n bakkie by my het vir ingeval om voorberei te wees. Ja, ek dink Ek het werklik waar nog net een dag gehad waar Lia en Michelle Padiatsi die rook uit my gehengel by Jackie met maggots en ons het per toeval net 'n halwe bakkie, 'n kwart bakkie oorgehad en ons kon nie kry nie en ek sê die oggend sê ek vir Lia, vat dit, dis joune. Ek gaan nie 'n maggot gooi nie en dis dit. Ja, sy en Michelle Padiatsi het langs my gesit en nie meer vir hulle het my raak gefish. En hierso so by, ek dink dit was 12 of 1 uur, toe sê ek vir Lia, gee my net 4 maggots. Ek wil net 4 aan 'n hoek sit en kyk of is dit, nee, en ek het daai ding gegooi en ek het nog nie 'n polisieman aangestaan nie. Toe staan hy so snaar styf, toe kap ek 'n Maddie. Toe sê ek, okay, arrest nog 'n case. Daai dag het maggots gewerk, maar dit was die een en die enigste. Maar ek dink dis soos wat Larry sê, is dat jy gaan 'n dag kry waar die maggots jou antwoord is. Maar ek dink een van die groot redes hoekom die ouens maar met die maggots hengel is as gevolg van spoed. Dus mense gaan kyk na die ouens wat in Engeland en goed soos dit die feeder en die goed doen met die maggots. Dis die enigste rede hoekom hulle met daai maggots hengel, of een van die hoofredes hoekom hulle met die maggots hengel, is net vir die feit dat dit is vinnig. En 'n mens kan 'n klompie vis met daai maggots vang. Dis maklik toegankbaar. Hulle het nie daai kant hengel, hulle nie regtig met die deeg en die goed so dit nie. Ek dink nie hulle mag met dit hengel nie. Ek is nie seker nie. Maar ja, dis net Larry sê nou, hy kan met deeg hengel en hy kan vinnige deegie aansit. En die ding is wat Larry kan doen is Larry het geoefen om 'n deegie aan te sit, vinnig en akkuraat, as ek dit so kan stel. Hy kan daai deegie aansit en hulle lyk dieselfde. Dit is 'n mooi klein fyn deegie. Dis nie 'n deegie wat lyk soos hy so 'n bal opgesit op die hoek nie. Dis van kardinale belang dat mense deegie ook netjies moet lyk. Ek vat byvoorbeeld toe ek nou so 2 keer terug, so 2 events terug, toe ek bietjie gaan hengel het hierso, toe my deeg so pap geraak het in die son. Wat dit so verskriklik warm geword het. Die oggend het ek 'n paar visies gekry en in die middag het daai deeg vir my so pap geword dat ek kon daai deeg net nie op 'n manier op daai hoek kry dat hy vir my mooi gelyk het, dat hy mooi present het nie, want hy is net te pap. Jy kan nie met hom gehengel het nie. En daar het vir my dadelik sin gemaak en sê luister, hoor en ek het dadelik dit afgehaal en net 'n skoon floutie gehak en ek het dadelik weer visie gevang. Nee, want dit is as jou deegie nie mooi lyk op 'n hoekie nie, dan wat is die punt? Dan kan jy nie vis kry nie. Op die einde van die dag, daai bytpresentasie is van kardinale belang. Ek wil verskil. Ek hou daarvan as 'n deegie lelik lyk. As hoe sagter en hoe snotteriger daai deegie is, laat dit so pap slap deegie is. Dis net vir asof hy meer natuurlik lyk. Maar kom ons wees nou eerlik. Pa se pap slap snot deegie is nog steeds mooier as 90% van die ouens se harde, klipharde ou deeg. Bolletjies, so goed dat hulle opsit. Ek hengel saam met pa. Pa weet hoe met daai papdeeg te hengel. Pa kan 'n papdeegie baie mooi aansit en baie netjies aansit. As ek praat van 'n lelike deegie, praat ek van daai deegie is lelik. Maar wat die mense net moet onthou, 'n deeg, hoe slapper 'n deeg is, hoe minder vingers teenodig.
So daai Ek slap het net twee deegie, as jy vingers daai vandag. deegie net so met een vinger vat. Jy vat hierdie hand, jou linkerhand, jy kap hom net so, touch hom net so aan die lyn of aan die oogie. En dis al wat jy nodig het en dis klaar. Nee? Dis waar, As dis jy waar. dan soos ek 'n netjies se ou is, dan vee net jou vingers so aan die handdoek af. Ander ouens vee dan hulle gat af. En dan sien later hulle is so koldeegie so op hulle regterbout, né? Dan moet jy weet dis 'n ou wat met daai slap deegie kan hengel. Want hy het net daai een vinger. As jy sien hy het so 3 merke, moet jy weet hy het daai deeg gestoei. So kyk altyd na ou se regterbroek, se broek se in regter, between. né? Dan weet jy presies ek of sit hy twee kan of vinger, nie. ek is 'n twee vingertjies ou. Ja. Maar ek Nee. hengel ook met 'n sakkie. Ek hengel met 'n sakkie wat pa nie doen nie. Pa hengel nie met 'n sakkie nie. Pa hengel met 'n Ja, daai conversation sakkies- al 'n paar keer gehad. Sakkies is vir ouens wat wil sukkel. Nou Ja, praat ek ons van sakkies deeg. Ek dink ek moet begin original podcast sakkies verkoop by die hengelwinkels. Ek dink die ouens kan dit gebruik. Original podcast deegsakkies. Al wat ek net doen is ek vat net 'n gewone sakkie met 'n labeltjie op. As die ouens wat slams rysbiere vir R55 kan verkoop, kan ek seker 'n sakkie vir R1.50 verkoop. Nou wat die ouens seker kan doen is hulle kan die rysbiere stroppie gebruik. As jy die stroppie uithaal, dan kan hulle daai sakkie gebruik vir deegies. Dit is eintlik 'n multi-use ding. Ja, maar jy moet jou deeg by die huis sal insit. Volgende trippie. Jy gaan 3 stroppe afgooi, 1 vis drop, Ja. die 4 sakkies vir die volgende trippie. Maar in 'n geval. Alright, Dirk, kom ons gaan op pad toe. By die wat sal ons by die marries betref. Ons het altyd nou maar 'n unieke manier hoe ons die marries altyd getarget het. Dink pa dit is ietsie wat vandag sal nog hoe kan ek stel? Van Relevant pas sal sal wees, relevant sal wees of dink pa jy het dit al so 'n bietjie verander rondom dit? Sakkie, ek weet nou nie regtig waarvan jy praat nie, maar ek neem aan dit gaan wees rondom die strop, rondom die voer, rondom die wy van hengel. Ja, groot hoekie. Vir my- groot gewig, kort hoeklyntjie. Daai tipe Ja. van ding. Vir my was dit maar nog altyd 'n kwessie gewees van sodra die muddies regtig begin byt, slaan ek oor na 'n val stroppie toe, 'n bottom weight stroppie, né? En ek verkies om nie 'n te klein hoekie te vat nie, want dit is moeiliker om daai hoekie uit die vis se bek te kry. Ek hengel nie met 'n groot hoek nie, maar ek sal byvoorbeeld met 'n ons hengel met vanadium of VMC 7102s is wat ons mee hengel. In die ou tyd toe daai stroppe, daai hoeke net uitgekom het hulle vanadiums genoem, VMC. Maar in any case, dis deesdae is dit 'n 7102 se nommer 6. So dit is gelyksaam aan omtrent nommer 1, nê. Daai nommer 1 Daiichi as ek reg is. So dis ek hengel nie met 'n ou uit nie, want as die way wat ek daai ding kap, net dan slaat ek daai hoek so diep in sy bek en ek sukkel om hom uit te kry. So ek hengel met 'n nommer 6 wat vir 'n bietjie groter hoekie is, net sodat ek hom maklik kan vat en hom kan uitkry. Maak 'n kort val stroppie. Ek maak my hoeklyntjies. Ek maak van die oogie van die hoek tot by die oogie van die sobel, daai lyntjie. Probeer ek so 5 tot 6 cm maak. So ek maak hom baie kort. My rede daarvoor is doeteenvoudig. As 'n mens kyk, hierso waar hierdie swart naal van my is, dis 'n treknaal. Maar as jy sê dit is die sowel en hier's my lyntjie, dan is dit die radius wat daai vis het om te beweeg. Sodra die vis uit daai radius uit beweeg, maak nie saak watter kant toe nie, gaan ek 'n beweging in my poeliesman sien. As hy binne daai radius kan hy nog nibbel en dit kan dalk gebeur dat ek hom nie sien nie. Maar sodra hy uit daai radius uitgaan, gaan ek 'n beweging sien. As ek nou my stroppie maak en ek sit vir 'n P3 of 'n P4 gewig aan, wat ons praat van 'n 45 of 'n 60 gram gewig in daai omgewing, 'n lekker swaar gewig onderaan.
As jy dit nou doen, dan beteken dit dat as daai vis na die gewig se kant toe trek, dan sien jy daar vat hy hom, né? Die oomblik wat jy sien daai vis vat daai polisieman en hy gooi hom terug. Hy drop hom daai effens. Dan weet jy hy het daai 60 gram gewig getrek. En dan waarborg ek jou het daai hoekom gehaak, Klaar in die werk. né? So sodra hy drop, dan weet jy kan maar kap, daai vis sal aanwees. En dis maar die beginsel waarop ons gewerk het. Ek het per toeval definitief die meerderheid van maddies in my lewe tot dusver het ek met gewone chick gevang. Fyn grys wat gekook is in die mikrogolfoond, 7 koppies mielies, 7 hoogvol mielies, 7 wat so ver van bo af is, van dieselfde koppie, kookwater, 4 minute en dan 3 minute in die mikrogolfoond, roer hom net tussenin. As jy in Laat hom Vietnam is, 'n afkoel. bietjie meer. As jy in Vietnam Ja. is, doen presies dieselfde, net 'n bietjie langer. Maar julle mielies is growwer. Ja, maar doen dit 'n Julle bietjie mielies is growwer, dis hoekom. So dis die voer wat ek seker die meeste maddies in my lewe nog mee gevang het. En dit is onbetwisbaar, maar ons is lui, ons doen dit nie want ons weet nie hoeveel emmers moet ons kook nie. Moet ons 2 emmertjies saamvat of moet jy 5 emmertjies saamvat? Ek het dit definitief gehad dat ek 5 emmertjies klaar hengel en moet oorslaan roofvoer toe. Maar dit is nou maar dis bysaak. Dis nie nou die issue nie. Ek Die issue is, daai skroppie is vir my 'n go-to gewees, maar daar's ook dae soos nou in Bloemhof, waar daai maddies daai rietvleis strop soek, hulle soek nie daai bottom uit stroppie nie. So ou moet maar kyk. Voordat ek vir Larry vra wat is sy mondering vir die wat se naam, so sy plan van aksie vir die Marries. Pa sê nou pa hengel met die nommer 6 VMC 7102, né? Ek kan redelik duidelik onthou in ons jonger dae, my jonger dae en pa se jonger dae, ons albei was aansienlik jonger daai tyd, het Skats. ons sakke vol vis gevang met 'n baie klein skat. En dit was ook dik maddies. Maar hoekom sal pa sien ek nie die hoek nie. Okay, so wat ek net wil sê is dat die mense moenie bang wees en dink maddie klein hoekie. Ons het regtig waar. Ons het wat se nommer skat was dit geweest? Derde nommer is 8 skat of 6 of 'n 4 skat. Dit was bitterlik klein. Dit is 'n nommer 16 hoekie geweest. So hulle wat 14s en 16s is wat ons gebruik het. So dit is regtig, ek kan nie onthou wat se maak het ons gebruik nie. Dit was ek gaan lieg. Maar ek het dit was in so 'n plastiese bakkie het jy hom gekoop. En ek het die nommer 14 en nommer 16 gebruik en ek het dit nou nog in my kas. Maar aan die einde van die dag, die probleem daarmee is dat jy vang 1 of miskien 2 maddies en dan is daai hoek gebuig, dan grip ek die tangie aan, maak ek my eie hoek en dan gaan ons weer aan. Maar dit het gegaan oor die feit dat die hoekie is verskriklik lig, verskriklik dun en daai maddie besef nie as hy het hom gesluk nie. Dit is daai dae wat 'n mens ons het dit al hoeveel keer gehad en 'n mens die luisteraars moet ook maar versigtig wees met die maddies. 'n Maddie is hy byt verskriklik skelm. Jy kry daar waar daai maddies regtig. Ons het met Dwayne ook al gesels toe hulle hardop toe was en praat hulle van hanging the fish. Waar jy gebruik daai groot selfs konsep en met maddies ons hengel nooit ver nie. So jy soos wat Larry vroeër gesê het, ons hengel 40-50 graad rond. Dis nie 'n ver afstand nie. Jy hengel met daai P3 op daai distansie, jy hou jou lyn snaar styf. En as sodra daai polismandjie van jou maak net so. Dis dit. As jy daai gemis het jy hom nie gesien nie. En wat lekker was van die skat is as jy daai beweging gehad het, daai skat in die mond gesit en net hom gekry. Ek dink dit was maar half hoekom ons daai sê sakkie 'n ander wenk wat ek vir mense kan gee rondom die maddie hengel is die stywe lyn ding werk. Hy het sy tyd en sy plek waar hy werk, maar daar's ook baie tye waar daai maddies dit nie wil hê nie, né? Waar jy met 'n slap lyn hengel en wat
'n wenk wat ek vir hulle wil gee as dit gaan oor 'n slapper lynhengel, is ons hengel 'n fyner polisman en vat jou polisman en sit hom, gaan probeer dit net een keer. Gaan sit jou polisman letterlik so 500 mm voor jou stok. So waar ek as 'n norm hengel, ek met my polisman, ek gaan sê ten minste 5-6 meter voor die punt van my stok. As ek muddies wil hengel en byvoorbeeld as die wind nie regtig waai nie, ek sal met een stok sal ek daai stywe lyn probeer, as ek sien dit werk nie, vat ek daai polisman, sit hom net so 500 meter voor jou, 500 mm voor jou stok. Yes. 500 mm voor jou stok en maak jou lyn laat hy letterlik so pap hang. Nee? So by jou stok kom hy uit en hy hang so af en dan gaan hy daar. Jumbo het my daai ding geleer by Rietspruit. En jy sit letterlik en jy sien net daai dingetjie maak so. Waar met 'n stywe lyn gaan jy dit nie sien nie. 'n Stywe lyn gaan jy daai glad nie sien nie. Nou skielik sien jy net daai dingetjie maak so. En dit werk definitief van tyd. Daar's tye wat dit werk. En dan jy sien later, dan sien jy die bewegingkies wat hy maak. En dan terwyl hy beweging maak, die oomblik as jy sien hy vat daai ding op, of vat jy daai ding net en jy wiks hom net so en dan slap kap jy hom in daai bolop. Nee? So dis definitief 'n ding wat 'n mens nie uit jou nooit moet vergeet nie. Never get one track minded. Darren, wat is jou attack plan as jy die Marius die dag moet target? Stroppie, AC. Ek neem dat ek net gou vir die luisteraars sê, ons hoef hom seker nie te vra oor Moetie of Gere nie. Ons almal weet dis nou maar was maar 'n bingoetjie en 'n X-Factor rooi. So ons weet ons kan daai gesprek nou maar los. Maar kom ons praat rondom die aas gedeelte, die voer, die deeg, en die strop. Okay. Sakkie, as ons kan begin by die stroppie gedeelte. Eerstens, ek is nie verskriklik lief vir 'n bottom nie. 'n klein vaste bottom nie. So met hierdie aan die begin van die jaar wat spesifiek Gideon hulle nou so baie vis gekry het by Bloemhof, het ek gekyk na daai tipe strop wat hulle gemaak het en jou pa het nou verwys na daai strop toe. So hulle basies kan jy maar sê amper 'n vaste rietvlei strop gemaak. En toe wat ek nou gaan doen het, ek seker of van ander mense het dit al gedoen. Ek het nou net bietjie meer gaan dink oor die strop en in plaas van om 'n 3 swivel hoek te hê aan die bokant. Wat ek toe gedoen het is ek maak 'n rietvlei strop, normale rietvlei strop en ek hou van die pypies, so ek kan die hele tyd gewiggies verander soos wat ek wil. En wat ek dan doen is bo my pypie sal ek tussen die swivel waar die boonste hoekie dan nou uitkom, sal ek 2 gummies sit. So met ander woorde, ek kan die hele tyd daai stroppie kan ek manipuleer. So as ek regtig sien, hoorie maar ek is nou besig om buite te mis, dan maak ek hom dan skuif ek die gummies af tot teen die pypie en ek weet alles is daar kompak en vas en dis basies 'n vaste rietvlei stroppie dan. Sou ek hom op 'n ander manier wil gebruik, skuif ek net die een gummie op en die ander een halfpad en ek kan hom op 'n ander manier manipuleer. So dis nie dis nou nog nie heeltemal sou ek sê tried and tested nie. Ons het nou nie baie in 'n tydperk gekom waar ons nou 'n klomp marries gevang het nie, maar wat nou voor lê, hopelik sal ek beter resultate kry met die strop. Wat ek wel agtergekom het is die jonger vis, ek hou daarvan om nader te hengel. Ek hou maar baie van die tempo hengel game. Ek sê altyd ek vang eerder 20 klein visies as 1 20 kg vis. Dis maar net ek geniet dit net meer. Dis wat ek geniet om te doen. So wat ek agtergekom het aan die begin van herfs, het ek verskriklik baie buite gekry. En 'n positiewe buite en dan is die vis net weg. En dis toe dat ek gekyk het en hier op die podcast en met Gideon gesels het en met jou pa gepraat het en begin speel het met daai rietvlei strop. Toe dit natuurlik nou winter geraak, so dis nie heeltemal die tipe hengel in die winter nie. En ja, so ons gaan dit definitief probeer. Voergewys, daar's niks spesiaal of spesifiek wat ek doen oor voerverandering nie.
Meeste mense weet maar hoe ek my voer hengel. Dit is pak fyn Kaapofix, pak grof Kaapofix wat ek saamgooi, meng dit deur. So of ek wil Kaaps vang daar agter en of ek wil Marries vang hier voor, daar's geen pertinente verandering in dit nie. Ek glo net wel as jy daai Marries wil vang, jy moet hulle trek, jy moet hulle inkry. So wat ek van hou is jy begin jou kol en iets wat ek ook nou maar by jou pa geleer het is ek hou nie daarvan om 'n hoop voer op een slag neer te sit nie. So ek glo in daai ding van little but often. So ek sal kom ons sê ek sal 'n bolletjie gooi op my kolletjie, dan trek ek hom uit en dan gooi ek 'n bolletjie met die aas. En dan as hy byt, kry die visie uit, wat ook al, gooi weer 'n bolletjie en dan sal ek weer die volgende een gooi met die aas. So dit sal ek aanhou doen. Dis nie noodwendig altyd laat die Marries gaan inkom en nie hulle vang nie, maar mens dis wat 'n ou probeer. En uit die aard van die saak, iets wat vir my baie goed werk en ek weet ons nou maar baie oor die geelis en so aan, is ek hou daarvan om saam met die bingo bees te gooi. En ek voel nie dat ek dink die reuk het nie 'n effek nie. Ek hou van die flore. Ek hou absoluut van daai flore sien. Dit voel vir my of daai Marries daai flore sien of daai bedrywigheid net vir my beter raak. En natuurlik soos wat ons nou gepraat het, vir my Maddie Aas is maar deegies. Ek sal natuurlik altyd 'n floutie bo sit en 'n deegie en dan kyk jy die eerste 3 of 4 wat jy vang, wat tel hy op en jy pas aan volgens dit. So as hy die hele tyd die floutie optel, by al mense aan hengel ons flouties. As hy deegie Wat se vat, kleur by al floutie mense sal jy hengel vat? deegies. Wat se kleur So, floutie ja, sal jy ons- vat? Nee, banana floutie. Ek moes Ek het, vra. Ek moes nee, nou maar dis- net gevra het. Nee, my favorite floats is maar my banana flouties en dan my harde GeForce floutie. Dis die twee wat my absoluut my gunsteling is. So. Maar dis So is ja, wat dis ons maar al wat ek sal doen. ek dink vir die luisteraars wat nou al regtig 'n klomp keer die podcast gekyk het, sal nou al hoor ons het al 'n paar keer vir Larm se been getrek en ons spot hom maar altyd van hy het net een combo en dis wat hy hengel en dis ek dink nie die mense verstaan dit is regtig so. Dis hy hengel met bingo exacte rooi en dan so nou en dan soos hy sê sal hy so streepie beest op sit. So een spruitjie beest by sit en ek bedoel dis ek dink is experimental as wat hy kan kry. Ek dink dis die Daar's daarom partykeer, dis- daar's daarom partykeer wat ek die flouties in die helfte knip ook so. Ja, great. Ek het maar baie eenvoudige stryd manier van hengel en dis absoluut maar waarmee ek gemaklik is en ek dink altyd as ek hengel, ek wil net konstant hengel. Jy weet, dis maar waaroor dit gaan. Dit gaan nie noodwendig altyd oor wen nie. Dit gaan net oor net konstant daai results kry wat 'n ou na streef en ja, dis maar waar hierdie tipe manier van hengel vandaan gekom het en dis maar wat ek doen. Ons het nou nie in die begin van die episode te veel gepraat oor jou. Ons het al op jou eerste episode het ons gepraat oor jou hengel, waar jou hengel vandaan moet goed sit. Maar ek dink ons gaan voordat ons hierso afsluit kan ek dalk net vir die mense net gou sê. Larm, jy het klapkompetisie. Klap champ. Hoeveel keer het jy hom nou gekry? Hoeveel keer is jy nou al klap champ? Ek het nou Jy het hom nou weer gekry, nee. Ja, ek het hom nou 6 keer gekry al. Hoeveel keer het jy hom in 'n ry gekry? Hierdie ene was nou die meeste, dit was 3 keer. 2024, 23 en 22. So vir die ouens daar by die huis is wat kyk wat klapkompetisie goed hengel. Dis Larm is ek dink een van die ouens wat ek kan sê hy geniet klaphengel regtig en hy vat dit onsaglik ernstig op. Hy vat 'n klapkomp op soos dat ons 'n liga of 'n Promania of 'n elite. Hy benader sy elites en hy hengel nou weer elite. Hy benader sy elite in sy klapkompetisie presies dieselfde manier. So mense dink partykeer daar's 'n stigma rondom klaphengel wat sê ja, dis social hengel, dis jy vat jou braai saam en die kant en daai kant en ja, daar's seker 'n plek vir dit. Ek bedoel op 'n of ander dag is daar 'n plek vir dit in visvang. Ek dink 'n mens moet dit sy plek gee. Maar as jy 'n klapkompetisie wil aanvat en jy wil hom kompeteerend hengel soos wat Larm doen, is die moontlikheid daar. Mens hoef nie noodwendig
na hierdie toernooie toe te gaan nie. Jy kan 'n klubkompetisie gaan bywoon en jouself regkry vir dit. Jy kan hier gaan in ligas in, hengel 'n liga 'n jaar of 2 en dan gaan jy in na die elites toe. Maar dit gepraat daarvan, ek het nou al 'n paar e-mails gekry van ouens wat nou gesê het, weet jy wat, na 6 maande of van 8 maande se podcast luister, het hulle nou uiteindelik besluit dat in die nuwe jaar gaan hulle definitief kompeterende elites in goed aanvat. Waar hulle sê dat hulle het klaar begin om hulle klubkompetisies ernstig te vat en hulle beplan om in die nuwe jaar die elites te doen. So ons het iewers dat ons die mense bietjie convince en te sê dat dit is nie so groot en scary soos wat julle dink nie. Nee, definitief Sakkie. 'n Ander ding wat ek ook net vir mense wil sê, is dit is nie in Jean se geval, dit is nie sommer net 'n klubkompetisie nie. Dit is 'n AFV kampioenskap wat hy van praat. AFV is definitief een van die baie groter klubs in Suid-Afrika. Indien nie die grootste nie, ek is nie seker nie, maar definitief een van die heel grootste. Hulle is van tyd tot tyd definitief oor 100 mense by 'n klubkompetisie. So om dan aan die einde van of 6 jaar na al kampioenskap kampioenskap wat deelneem. En nou het ek ook by hy reël daarom die kompetisie, so hy piek sy venues. Hy piek sy venues. Ek het al die venues. Die ding is as hulle op die plaas hengel, as hulle op die plaas hengel, laat dis een ding wat 'n mens moet onthou, laat die plaas het 3 of 4 verskillende zones, areas waar mense gaan hengel. En jy hengel teen almal om die hele oewer. So as jy byvoorbeeld in die diep water sit en die vis kom die dag in die vlakwater uit, is jy 'n 0 op 'n kontrak. En nie 'n 0 agter 'n 1 nie. Dis wat ek wou sê. Jean organise ook die pen. Hy sê ou wat reël dat hulle penne trek. Ek het al my bedenkinge. Wonder ek. Nee, ek joke net. Ek trek maar net sê een, maar dit is regtig. Dit al wat ek sê is AFV is nie. Ja. AFV is nie sommer net die gewone klub wat 10 of 15 karre is nie. Dit is 'n groot klub en om daar te wees, moet jy die ou wees wat die dinge organise, anders wen jy dit nie. Ons het al 'n paar maar wat se naams? Maar ek wil net sê dat die hele feit dat die oewer so groot is, dit maak dit net nog moeiliker en tricky, want as jy byvoorbeeld, jy weet nie waar die groot sakke gaan uitkom vir die dag nie. En ek bedoel, ek het ook al 'n klomp kompetisies in my lewe gehengel, dan sit ek en dink maar ek het 'n lekker sak vis. Dan kom mense daar by die skaal en kyk jy daai ouens se sakke vis en sê, "What?" Maar ek en jy en Ma sit altyd daar op die selle op by Dead Man Street. Daarom sit ons altyd daar so op 'n begraafplaas en daarom check ons af van 'n myl af. Ek het die laaste paar keer wat ek wel saam met hulle by 'n klubkompetisie gaan hengel het, want ek vir Jean gesê, hoorie so ons maak of vir saamry nie, ons sê ons trek saam. Dan gaan sit ek by Jean. En dan sit my fine, dan wen hy dalk, maar ek is daar kom dan nou nie laaste nie, want ek weet ek het 'n goeie nommer. Dag maar, hoekom ek nou maar net vir die luisteraars wil gesê daarvan is dat hulle kan luister na wat Jean sê. Alhoewel Jean nie so baie op die podcast sê maar soos 'n Gideon of iemand soos dit nie. Jean hengel en wat hierdie spoedhengel en goed betref, dit is wat hy sê, dit is sy liefde en hy is goed daarmee. Hy is vinnig, hy is akkuraat en hy let op die klein details en ek dink dit is lekker om met hom te gesels rondom die Marries en ek dink Marie hengel is altyd it's the devil in the details. Dis hy klein details wat op die einde van die dag saak maak. Wat ek ook net vir mense kan vinnig wil noem, sommer net agtergrond rondom Jean. Jean hengel nie kompeteer in provinsiaal en wat ook al nie. Dood eenvoudig as gevolg van sy werk. Hy is 'n absoluut dieper gedetermineerde onderwyser en die skole sport hou hom besig en dit wat hy in die gemeenskap doen, dink ek is absoluut ongekend. So as hy nou 'n keuse het, hy kan gaan hengel die naweek of hy moet skole rugby of die skole. En dis nie dat hy by 'n superskool is nie, absoluut die teenoorgestelde. Sy liefde lê by die kinders en by die sport en die goed. So
En dan kom dit, hoeveel keer was jy nou al in Sentraal Gauteng se spanne, dan sê hy net maar, ons moet hierdie ding by die skool aanbied. So, ek moet onttrek, en dan aan die einde van die dag het hy nou gesê, kyk, dit gaan nie, daai kite gaan nie vir hom vlieg nie, want Maar dit die kan lead nie, gaan werk. dit is, so, maar Elite het hy daarom al, ek dink, tweede geëindig, Ja, overal na 'n jaar. tweede geëindig op die rankings Op die aan die einde van die ja. jaar. So hy kan, dis maar net 'n kwessie van Was dit daarom een onderwyser op hierdie podcast wat regtig omgee oor die kinders? absoluut. Dis antie. Een is daar regtig vir die kinders en een is daar maar net om to get by. Ek verstaan nou wat jy sê. Een onderwyser is daar sodat hy 'n podcast kan bekostig om 'n podcast te doen. Ja, Sakkie, is maar soos jou pa sê, jy weet, ek dink nogal nie verlede jaar Desember voor dit het ons daai ding gehad waar jy met elkeen van ons gepraat het en wat is ons doelwitte vir die volgende jaar en so aan. En dis presies soos wat jou pa gesê het. Ek het daai dag vir jou gesê, my doelwit absoluut vir die volgende jaar is ek wil Sentraal Gauteng proewe gaan hengel en kyk hoe dit gaan en SA's gaan hengel en daai goed. En ek het die proewe gedeelte het ek gaan doen. Ek dink ek het overal 4de geëindig by die seniors wat vir my heel skaffelik was. Dit was baie aangenaam, baie Heel lekker geweest, baie geniet. Heel skaffelik. En toe is dit eenvoudig soos jou pa sê, dit is net die skool hou my besig. Ek is getroud, ek het 'n seentjie. So jy weet, en 'n ou moet daai besluit te neem en toe het ek net gesê, wel, ek is jammer, ek het redelik vroeg al onttrek en vir hulle gesê, hoor, ek kan dit ongelukkig nie meemaak nie. En die begin van hierdie jaar het ek gesê, ek wag net dat hierdie elite seisoen, kyk die tye het so klein bietjie verander van toe ek opgehou het in 2022 het ons nog Oktober die finaal gehengel. So hulle het nou hierdie jaar, ek dink April of Mei, ek dink hy was nog uitgeskuif vir Mei toe ook, toe ek gesê ek wil net wag dat hierdie seisoen afgehandel is en dan gaan ek weer begin en ek dink ek het nou weer 5 elites gehengel. En wat lekker is dis maar wat jou pa altyd vir my sê is jy kies wanneer jy gaan hengel. Jy kies absoluut wat se dae jou pas, wat se tye jou pas en dis vir my baie maklik nou om op 'n Sondag Unicorn Dam toe te kan gaan. Daar's niks wat my betrokke hou by die skool of enigiets bind op 'n Sondag nie. So ja, jy kies waartoe jy gaan, wanneer jy gaan en hoeveel jy gaan en ek moet sê ek het dit regtig gemis. Dit is iets wat ek vir 2,5 jaar regtig gemis het. So ek geniet dit verskriklik nou. Ek sal like om eendag 'n podcast te doen oor Unicorn. So dan wat ek baie lief is vir nou. Unicorn Dam. Maar ek dink dis hom en Kwagga en Johan Bekes en Andrew. Ag nee, ek weet nie. Dan kan ons Dwayne ook nog sit tussenin gooi whenever Dwayne 'n kans kry aan. Maar hulle trek nou penne sakkie. Ek is seker hulle organise hierdie dinge, man. Is dit weer vraag goed waar Larry die wat sou ons organise? Hy beplan die elite weer. Hy organise die elite so die klapkompetisies doen. Luister, jou pa het my eendag, seker so 4-5 jaar, om 'n braaivleisvuur toe trap hy my vas. Toe sê hy vir my, Jean, een ding moet jy besef, die ouer manne word ouer. Jy gaan op 'n stadium hierdie goed moet doen, jy gaan moet ingryp en jy gaan moet leer. Nou is ek al die ondervoorsitter van die hengelkomitee, nou gee my nog steeds grief voor dit. Maar nou ja, alright, julle, ek dink ons tot daartoe vir vanaand se episode. Ek dink die tyd het ons so 'n bietjie gevang. Ek dink Larry het daarso ding gemention van Unicorn Dam wat ek definitief julle net gebied by julle wil bespreek. Ons gaan definitief nou 'n bietjie met ouens gesels rondom damme en venues wat van Valdam af weg is. Ek het nou een van die e-mails gekry van 'n luisteraar wat van Natal af is. Ons sal definitief 'n bietjie episode doen rondom Natal. Ek dink Unicorn is 'n goeie call om te doen. Dis hengel, daar's 'n klomp hengel wat nou daar aangaan. So ja, ons het nou vir die volgende 2 of 3 weke het ons 'n paar interessante episodes wat vir jou voorlê. Dad, ek wil vir Pa en vir Larry, ek wil julle dankie sê. Ek dink dit het eintlik nog ons lekker gewerk met die twee van julle wat daar gesit het. Ek dink ons het dit nog nooit gedoen voorheen nie, maar ek dink op 'n of ander dag het dit tog ons nie te bad uitgewerk nie, né? Hoe was dit vir julle?
Dit was werk, weet nie. Dis altyd vir Jean 'n stryd om tyd saam met my te spandeer. Maar ja, nee, dit is net maar dit is net maar een van die dinge wat hy moes deurgaan. Sakkie, ek weet net dit was baie lekker. Ek het dit moes geniet. 'n Laaste ding wat ek net wil noem. Ons het nooit 'n weekend wrap-up gehad nie. En wat ek net wil noem is die magte toernooi is aan die gang op die stadium by Bloemhof. En van ons mense is nou maar daar betrokke en ek wil net vir mense sê dat ek verstaan daai situasie wat ek gehad het met die muddies, met die fluoro bomflouties is nog steeds aan die go. Ek het 'n redelike paniekerige Steven L gehad wat my gebel het Sondag aand wil hy weet hoe kan hy fluoro bomflouties maak en ek vir hom net moes sê ek is baie jammer, daar's ongelukkig nou nie 'n manier dat ek hom kan verduidelik nie, want hy het nie goed daar nie. Dit is nie sommer net so nie, maar in alle geval so. Die fluoresien bomflouties werk blykbaar nog steeds en pertinent nou vir die muddies. Maar buiten vir dit sien ek toe dat Steven het gister met die eerste dag van die magte toernooi het hy algeheel eerste geëindig by die seniors. Hy was Victor Lodorm vir die dag, so ek het nog glad nie met hom gepraat nie. Ek weet nie wat hy gevang het of ek wil aflei dit is Kaaps. Maar ja, so sommer net om dit so in te gooi op die einde vir 'n weekend wrap-up. Bloemhof se visbyt en ten minste dis nie kurpertjies nie. Ons sal al die visbyt in Suid-Afrika. Ek dink op hierdie stadium kan 'n mens maar enige venue toe gaan. Ja. Maar anyways, meneer Lerm, ek wil vir jou dankie sê vir jou moeite dat jy vanaand saam met ons hierdie episode gedoen het. Dit is 'n long time in the making. Ons het jy al voorheen gehad en ek dink elke keer sê ons ons moet weer dit doen en dan gaan daar tyd verby en dan sê ek vir my pa, kom ons doen Lerm. Ek weet dit is altyd 'n lekker kuier sessie vir my en jou. Ek het lanklaas met jou sommer net in persoon gesels, so dit is sommer net lekker om jou weer bietjie te sien en bietjie met jou te gesels. Ek wil vir jou dankie sê vir jou moeite en vir jou tyd. Ja, baie dankie Sakkie en baie dankie vir die geleentheid en dit was regtig lekker geweest. Alright, dan wil ek vir die luisteraars wat tot nou toe geluister het, baie dankie sê. Ons sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek. Onthou as julle daai episode van die Light Tackle Boat wil sien, gooi vir ons 'n comment daarso onder en laat weet vir ons wat julle wil hê. Ons sal vir julle die video stuur van die ankers en die goed soos dit. Onthou die website www.originalpodcast.co.za, gaan gooi 'n bietjie loer daarso, gaan kyk wat gaan daar aan. En dan sien ons julle volgende week, selfde plek, selfde tyd, Woensdag 12:00. Soos gewoonlik, hierdie is episode 88 ek dink. Dan sien ons julle volgende week. Cheers.